Hulle reken as jy gelukkig wil wees, moet jy die lewe met albei hande aangryp. Hulle sê, werk hard en droom groot. Maar wanneer dit by jou gesondheid kom, is dit eenvoudige gewoontes wat 'n reuse impak op die kwaliteit van jou lewe kan hê. Ek is Hetske van Pletsen en in hierdie program gaan ek en Dr. Mark Opperman gesels oor die klein dinge wat 'n groot verskil maak. Ons almal wil gesonder lewe, maar keer op keer trap ons in dieselfde gat. Ons sny een ding uit, sit 'n ander ding by, net om weer iets anders uit te sny. En dan wonder ons hoekom dit so moeilik is om daai ewewig te vind. Vandag gesels ek en Dr. Mark met Estie en Shirley om uit te vind hoe om 'n gesonde dieet en lewenstyl aan te vul. Ek is Shirley Libbe, ek is 'n ma van 3 kinders, ek doen grafiese werk en dan is ek ook besig met my ander passie wat musiek is. Ek's 'n musikant. Ek is baie lief daarvoor om kos en so te maak. So ons probeer gewoonlik as ons nou by die huis is, dat ek elke aand vir ons lekker kos maak en so. Maar partykeer dan raak dit bietjie gejaag en dan moet ons maar so nou en dan oor 'n naweek bietjie jy weet, takeaways gaan koop. Een struikelblok sal ek sê in my lewe is maar om tyd te maak vir alles. Veral as 'n mens kyk nou om na jou gesin te kyk, die regte kosse en goeders voor te sit wat gesond is, want 'n mens probeer maar as 'n ma altyd die gesondste manier vir jou kinders en jou hele gesin sorg. My naam is Estie Koen, ek is 27 jaar oud en ek is 'n real estate agent. Ek is ook 'n professionele lugakrobaat. Dit is heeltyd heen en weer hardloop. Jy het nie regtig baie tyd om te meal prep nie, want in die oggende hardloop jy rond vir kliënte tot die middag en dan is dit klasse gee en train vir SA kampioenskappe en vir wêreldkampioenskappe. So dit vat regtig baie uit my lyf uit. So met die besering wat ons kry is baie kniewerk wat ons doen, soos ek sê, hardloop baie rond, dis kuite, dis knieë, dis jou seer muscles en om die hele tyd in en uit te hardloop, dit vat baie uit 'n mens uit net om aktief te wees. Ons gesels vandag met 2 uiteenlopende, maar baie besige dames. Dankie dat julle vandag met ons gesels, Shirley, Estie. Baie dankie. Lekker om julle hier te hê. So ek kon dadelik met Shirley se storie vereenselwig, ook as 'n werkende, besige mamma. En ek wil graag by jou hoor, wat is vir jou die uitdagings? Ek is 'n musikant. So in die aand is ek baie besig, oor naweek is ek baie besig. Deur die dag is ek 'n besigheidseienaar, ek het 'n grafiese studio. En dan natuurlik nou moet ek na die kinders rondtry na hulle buitemuursaktiwiteite en al daai tipe goeders. En dan moet 'n mens huis toe kom en kos maak en jy moet lekker kospakkies vir skool pak. So net om tyd te kry om alles te doen deur die dag is eintlik maar vir my 'n groot uitdaging. Hier moet 'n mens begin met beplanning. Ons moet eerste ding in die oggende 'n oordentlike maaltyd eet. Dis vir my stap nommer 1. Dan moet ons kyk na die verskeidenheid tipe kos wat ons eet. So dit is baie belangrik om van die begin af goeie lewenstyl te kry. Eet gereeld, nie laat in die aand nie. Vasting is nie baie goed vir ons nie, maar ons moet eerste ding in die oggend eet. Ons gejaagde lewenstyl veroorsaak dit tekorte in ons liggame. Absoluut. Ons het meer voedingsstowwe nodig omdat alles verkeerd gaan. Ons slaap nie genoeg nie. Dit het 'n impak op ons stresvlakke en dit beïnvloed ons mikrobioom, daardie organismes wat binne in die liggaam leef. So selfs al voel mens jy eet gesond en gebalanseerd, is dit nog steeds nodig om aanvullings daarby te neem. Ek sal sê as jy nie organies jou eie groente ensovoorts op 'n konstante basis groei, organiese vleis kry nie, ja, dan gaan ons voedseltekorte hê. Ons moet onthou dat ons water is besoedel met fitoestrogene, dit kom van ons plastieke af, al sulke tipe goeders, en dit het 'n negatiewe invloed op die funksionering van ons spysverteringskanaal. So dokter, ek het ook tieners
Wat sal die tekens dan wees dat hulle gesond leef? Want ek weet my kinders het akne. So, is dit dan 'n teken van die regte kosse of is dit iets anders wat hulle tekort het van? Ek dink baie keer het ons 'n wanopvoeding oor die kos wat ons eet. Dis nie baie keer die tipe kos wat ons eet nie, maar die voedings- en die minerale tekorte wat ons kry as gevolg van die verkeerde kos eet. Ek wil net vra, as 'n professionele akrobaat, watse mineral deficiency gaan dit my affekteer? Wat ons moet verstaan is dat ons minerale, ons vitamiene, speel 'n essensiële rol in die produksie van spier en proteïene. Dit is ook essensieel en kardinaal vir genesing. So jou spiere moet genees, ons moet ons immuunstelsel sterk hou, ons moet seker maak dat ons al die voedingsprodukte wat ons nodig het om goed so spiere, kollageen ensovoorts te maak. Ek dink een van die goed wat ons onderskat is die rol wat ons spysverteringsstelsel in elke liggaamsstelsel speel. Dokter, ek dink jy het nou 'n nuwe betekenis gegee aan jy dink met jou maag. Zetska, absoluut. Ons verwys baie na die spysverteringskanaal as die tweede brein. Ons enteriese senuweestelsel het amper 'n gelykstaande hoeveelheid neurone en senuweeeindes as wat daar in die totale brein is. Die brein en die spysverteringsstelsel is in direkte kommunikasie met mekaar deur 'n groot senuwees, die vagus-senuwee, en dan die effek van ons neurotransmitters. Dis interessant om te weet dat die 90% van ons serotonien word in die maag geproduseer en al ons hormone, veral ons sekshormone, se metaboliete word in die maag gevorm en dit is psigogeen aktief, met ander woorde dit het effek nog steeds op die brein. So ja, ons maag en ons brein, direk kommunikasie, dit is ons tweede brein. Dit is baie insiggewend. Wel, ek sien uit om uit te vind hoe ons al hierdie tekortkominge kan aanspreek. Ek wens julle kon ruik hoe heerlik hierdie tomatiesop ruik. Wel is nog nie sop nie, dit gaan nou binnekort sop word. Ek en Dr. Mark gesels nog lekker met Shirley en Estie en ons het gepraat oor die tekortkominge van minerale in ons liggame. Behalwe vir gesonde dieet, wat anders kan mens doen om daai balans te vind? Fisiese aktiwiteit. As ons kyk na 'n volwassene se behoeftes om fisies te wees, 150 minute per week. Nou, dit is baie interessant. Kinders het 60 minute se volgehoue oefening per dag nodig. En meeste van ons kinders speel nou op skerms voor die TV en nie meer buite waar hulle hardloop ensovoorts nie. Nou, dit is belangrik vir hulle geestesontwikkeling, vir balans, vir spierontwikkeling, maar ook vir kreatiwiteit. So dokter, ek wil net gevra, as jy nou moet oefen, watter is die betere oefening om te doen? Want baie mense sê cardio is die beste ding om te doen. Ander mense sê weer weight training is die betere een. So wat sal dokter voorstel? 'n Kombinasie van dit of? Absoluut 'n kombinasie. Ons kardiovaskulêre oefening is goed vir ons hartgesondheid. Gewigte is weer goed om ons bene sterk te hou, sowel as om ons spiermassa te bou soos ons ouer word. En dan moet ons nie vergeet om oordentlik te strek en balansoefeninge te doen nie. Dokter, ek het ook 'n vraag. Ek oefen tussen 3 tot 6 ure 'n dag en dit het baie aan my lyf en ek het baie seer partykeer. My muscles is baie seer en my joints is baie seer. Wat kan ek daaraan doen? Jy moet jou spiere genoeg tyd gee en hier is slaap ongelooflik belangrik en dan optimale supplementasie. En hier kyk ons veral na sink, want sink het 'n direkte rol wat dit speel in proteïensintese. So om spiere te bou en sterk te hou en dan weer die
opbou van beskadigde spierweefsel is sink verskriklik belangrik. Gesonde gebalanseerde dieet is uiters belangrik. Ons het genoeg voedingsstowwe, genoeg proteïene, genoeg koolhidrate en genoegsame gesonde vette nodig vir ons kollageen en dan vir spiermassa. So ek wil nou net weet, ons almal weet nou, ons moet gesond eet, ons moet genoeg oefen, maar party van ons het nie tyd om dit te doen nie, so dan volg met 'n crash diet. En wat se impak het dit op ons liggame? Ongelooflik sleg vir jou. Nommer 1, so tipe dieet is glad nie volhoubaar nie. Dit is 'n 6 of 8 of 12 weke uithou sessie. En dan die oomblik as ons ophou met hierdie dieet en ons begin weer aanpas en verskillend eet, dan tel ons al die gewig en meer gewig op. Dit is beslis iets om in gedagte te hou. Baie van ons voel ons het nie noodwendig tyd om gesond te eet of gesonde resepte voor te berei nie. So ek het 'n bietjie gaan aanklop vir hulp om praktiese wenke en gesonde resepte te kry. Hulle sê gesonde lywe word in die kombuis gemaak, maar met soveel teenstrydige opinies daar buite is dit soms moeilik om te weet waar om te begin. So vandag kuier ek by Antoinette se kookskool in Littleton Manor. Dit is 'n groot voorreg om jou in ons kombuis te hê. So wat het jy vir ons beplan? So 1 butternut-sop en dan maak ons 'n tomatiesop. So ons begin met die butternut wat ons net in blokkies opgesny het. So jy kan dit gou-gou ingooi en dan vat ons die appel vars gesny, net 1 ei wat ons opgekap het, peper en sout. Sout. Tars salie. Nou jy kan hom sommer net so die blare inbreek daarin. Nou gaan ons vir hom skoort met lekker baie olyfolie. Jy kan sommer so eyeball, né? Jy kan hom sommer gou vir ons deurmeng. Dan kry ek ons bakplaatjie vir ons reg. Goed, ek gaan hom net so meer egalig probeer. Ja, want ons hoe oper hy is, hoe vinniger gaan hy ook gaan, hè? Ons gaan nou 'n lekker heel knoffelhuisie wat ek nou net die bokant van afgegooi het. Ons gaan hom sommer Ons net daar. one time. Kom ons doen die tomatiesop. Gooi daai tomaties in. Dis lekker. Baie effektief. Bas hy gooi vir hom. Weer 'n ei. Ja, en dan het ons hierso gerookte paprika. Goed. En dit gaan net 'n heerlike geur. Gaan obviously ook 'n bietjie help vir die kleur en ons gaan weer 'n heel knoffel knolletjie daarin Kan ek sit. hom hier so Gooi. uitskep? So dit lyk eintlik klaar nogal vrouie, né? Wonderlik. But wait, goed. En dan gaan ons weer gooi vir hom ook daarin. Knoffel net sommer enige. En dan daai feta kaasblok. Ons gaan hom net so insit. Ons hoef hom nie eers op te breek nie, Die want hele blok. net so. Net so. Okay, kan ek jou help? Jy mag. Daar's perfek. Om dit nou 'n bietjie meer vullend te maak, gaan ons 'n gesmelte kaas en basilikum broodjie maak. Daar is 'n bietjie pesto. So ek meng die pesto saam met die hoender. Yes. Goed. En dan is daar 'n klein bietjie mayonaise. Dis ook maar net om dit 'n bietjie te laat stiek, né, op die broodjie op te laat plak. Dan mozzarella kaas wat mos nou ook so vetterig is soos die ander nie. Ons sit 'n bietjie van die mengsel op elke broodjie. Ek gaan hierdie beslis probeer. Ons gaan nou gou-gou beide kante net smeer met 'n bietjie botter. En dan sit ons sommer eers gou-gou die botterkant onder. Moet ons sommer net tortillas gou-gou bietjie braai ook in 'n pan. As jy wil kan ons dit sommer klaar in die pan opgooi. Dis dalk makliker, né? Ja. Nee, dis fantasties. Gaaf. Ek sien hom op die onderste rakkie sommer. Ek wens julle kon ruik hoe heerlik hierdie tomatiesop ruik. Hulle is nog nie sop nie, dit gaan nou binnekort sop word. En dan gaan ek so lank hierdie knoffel vir ons uitdruk hier langs jou. Dis vinnig en maklik om te gloei. Ook en hulle al daai ouetjies hou daarvan om gebruik te word. Ons gaan gou-gou kyk vir daai tortillas. Is ek seker is lekker crunchy en mooi. En ons gaan onmiddellik aangaan met daai hierdie botterskorsie lyk amazing. En So dan nou- sit dieselfde roete as nou. Skep ek dit in die pot. Presies. Saam is ons span, hè? Dit gaan hom sommer vir pulpie in die pot. Ons hoef dit nie eers uit te haal of iets nie. Oeg, daai geur kom so uit. So jy kan nou vir ons elkeen so lekker scoop van elkeen insit. Okay. Net daar's vir jou 'n soplepel, vriendin. Jy moet al twee kry asseblief. Die beste sop wat ek in my lewe geëet het. Pomp maar saam met chocolates. Dis ons Hierdie is ongelooflik. die tomatiesop is volgende, laat ons sien. Baie lekker. Hy's so effens spicy. Vars, maklik bekombaar. Meeste van ons het hier in ons yskas, as jy mooi daaraan probeer dink, né? Ek hoop julle gaan hierdie resepte by die huis probeer en net so lekker eet. Baie dankie. Groot plesier, baie groot plesier. Hierdie help my verskriklik baie te slaap. My muscles wat so baie seer is, dit help verskriklik baie.
So na my heerlike kuier by Antoinette dink ek ons almal gaan sop maak by die liters. Maar vir nou wil ek gesels oor die klein goedjies wat ons kan doen wat 'n groot verskil kan maak. Ek wil begin by jou Estie. Watse aanvullings neem jy om jou te help? Simplex Sport. Hierdie help my verskriklik baie om te slaap. My muscles wat so baie seer is, dit help verskriklik baie. As ons kyk na die bestanddele in die Simplex Sport, het hy die sink in en dit is belangrik vir die spiergroei en sowel as die herstel van die spiere. Die magnesium wat jy daarin het vir krampe, maar magnesium gee ook vir ons 'n kalmerende effek op die sentrale senuweestelsel, so ons gaan beter slaap. Energie en die vervanging van energie met die B6 wat in hierdie produk is fantasties. Hy het ook folinsuur in en dan is daar ook kalium sowel as koper in. Nou koper is baie belangrik vir ons immuunstelsel en ons moet onthou dat ander aanvullings, sink onder andere as ons te veel daarvan neem of te lank vir 'n hoë dosis, onderdruk dit koperabsorpsie. So daardie is 'n baie goeie produk vir iemand wat hoë dosis sink nodig het op 'n langdurige basis, dan sal ek definitief gaan vir die Simplex Sport. En Shirley, jy, watse aanvullings gee jy vir jou kinders of gebruik jy self? Zetske, ons gebruik hierdie Simplex 120s en my tieners se velle het fantasties gelyk. Ek moet sê want hulle het die hele tyd gesukkel met akne. En ek het nie geweet eintlik wat dit was nie en toe kom ek agter, okay, dis hierdie. Toe my jongste, hy's nou 8 jaar oud. Hy het hierdie enetjie gebruik, hierdie immune booster, toe ons ook in COVID tyd was. En dit het hom ook net, hy het net 'n bietjie rustiger geraak vir my. So ja, dit het hom gehelp en ja, ons geniet die produkte. As ons kyk na Simplex self, die Simplex 120s het so 8 mg sink in en in COVID-tyd het ons almal gehoor ons moet sink, Vitamiene D en Vitamiene C gebruik. Dit is essensieel vir reuk en smaak. En ons het dit dan ook gebruik in pasiënte wat hulle reuk en smaak verloor het nadat hulle 'n COVID-infeksie gehad het. Die Simplex Junior Stroopie vir ons kinders onder die ouderdom van 12 is fantasties. Hy gee vir hulle al die elementale sink wat hulle nodig het. Dan wil ek net ook wys vir vrouens tydens swangerskap en met borsvoed het ons 'n verhoogde benodiging en behoefte aan minerale soos sink. En dan vir kinders wat nie borsvoed nie, babatjies wat nie borsvoed nie, het ons definitief van so oud as 2 maande af sink aanvulling nodig, omdat hulle dit nie uit al die kos kry wat ons vir hulle gee nie. Ons het ook 'n oulike produk wat die Simplex Pregnaplex is en hy het genoeg sink in met al ons ander essensiële vitamiene en minerale. En dan is daar 'n vreeslike oulike produk vir babatjies wat nou net gebore is en soos hulle ouer word en dit is die Simplex Probiotic. Dit is essensieel vir die mikrobioom in ons spysverteringsstelsel en onthou dit is die sleutel vir immuniteit sowel as die belangrikheid vir spiergroei en breinontwikkeling. Baie dankie dokter en dankie ook Estie en Shirley dat julle stories met ons gedeel het. Ek is seker hulle stories is nie vir julle uniek nie, dat daar baie kykers is wat daarmee kan vereenselwig. En ek wil dan graag ook 'n paar van die kykers vra aan dokter Maakrig. So een van die vrae is, vir watter tekens kan ek uitkyk vir 'n sinktekort by my kinders? As kinders gereelde infeksies kry, hulle die heeltyd 'n loopneusie of verkoue simptome, is dit aanduidend van 'n sinktekort. Groei word geïmpakteer, so as die kinders nie meer hulle groeimylpale behaal nie, moet ons daarna kyk. Skoolfaktore, as hulle kognitiewe vermoë begin afneem, is daar ook 'n mineraal of 'n vitamienprobleem wat ons kan aanspreek met voldoende aanvullings. Die volgende vraag, watter kombinasie van voedingsstowwe werk die beste met sink om absorpsie te bevorder? Ek dink hier kyk ons na die groot groepe. Ons kyk na avokado's,
groen tee. Nou, dis vir ons as volwassenes is dit nogal maklik om in te neem. Vir kinders, hulle hou nie van daai goed nie. Bessies, kiwivrugte, baie goed vir die absorpsie van sink. En dan iets wat vir ons lekker is donker sjokolade. Solank dit meer as 70 of 78% donker sjokolade is. Daar is sekere voedingsgroepe wat die absorpsie van sink gaan affekteer en minder maak. En hierdie kyk ons meeste na ons graanprodukte. Goed wat uit die grond uitkom en daar is baie fitate wat 'n organiese suur is wat partykeer die absorpsie verminder maak. Wat partykeer dan die absorpsie affekteer. Gesonde dieet is essensieel waar ons al ons makronutriënte moet inkry, met ander woorde genoeg proteïene uit sowel as vleis en sowel as ons plantprodukte, oordentlike koolhidrate in 'n klein mate en dan oordentlike vette soos omegas wat uit ons vis en salm ensovoorts uitkom. Is daar enige kosse wat mense liggaam stroop van sink? Soos ons gesê het, baie van die graanprodukte, sowel as ons geprosesseerde kosse soos brood en pasta, geprosesseerde vleis gaan sink en van die ander minerale stroop en daarvoor het ons aanvullings nodig. As ons kyk na ons ontbytkosse, meeste van hulle word gesupplementeer en gefortifiseer met sink, Vitamiene C, fluoried ensovoorts. So dokter, wanneer is die beste tyd om Simplex te neem? In die oggend, in die aand? Weet, daar's 'n basiese eenvoudige reël. Minerale word beter in die aand opgeneem en ons vitamiene word beter in die dag opgeneem. So ek sal iets soos Simplex met sy magnesium ensovoorts in die aand gebruik en 'n multivitamiin meerendeels in die oggend. Dokter, ek wil ook net vra oor die Simplex Sport. Is dit beste om dit voor exercising te drink of na die tyd? Dit hang af van wat tipe sport jy doen en waarvoor jy dit wil gebruik. Ons kan aanvullings gebruik om ons performance te verbeter en dan kan ons dit ook na die tyd gebruik om ons herstelproses aan te help. Ons moet net oppas as ons spesifiek na die oormaat van sink kyk, kan hy vir ons naarheid en braaking veroorsaak, maar die grootste probleem volgens my is ons te veel sink vir 'n te lang tydperk gebruik, kan hy ons immuunstelsel onderdruk as gevolg van die vermindering van die absorpsie van koper. So as jy hierdie produkte vir langer as 3 maande wil gebruik, praat asseblief met jou geneesheer. Okay, so iemand wat meer spin soos ek, moet dit eintlik meer na die tyd vat en nie voor die tyd nie. Om te help vir jou liggaam om te herstel, sou ek dit na die tyd gebruik voor jy gaan slaap. Baie dankie vir julle tyd en julle waardevolle insig. Vandag het ons geleer hoe om 'n gesonde balans te handhaaf. En ek hoop julle by die huis het ook nuwe insig oor hoe om julle ewewig te vind.